terug by Kyk hoe praat ons, 'n geselsprogram waar ons saam met rolspelers in en om ons gemeenskap onderwerpe bespreek wat ons almal raak. In vandag se episode het ons die voorreg om met Dr. Initza Martens te gesels. Sy is 'n algemene praktisyn hier in Riversdale en staan bekend vir haar passie vir mense, haar toewyding aan gesondheid en die manier waarop sy met haar pasiënte met sorg en begrip ondersteun. Ons gaan meer hoor oor hierdie dokter en ma van 4 se pad in die mediese veld en hoe sy die uitdagings van gesondheidsorg in 'n kleiner gemeenskap hanteer en watter praktiese raad sy het vir ons gesinne wanneer dit by gesondheid en voorkoming kom. Bly ingeskakel, dit beloof om 'n insiggewende en 'n bemoedigende gesprek te wees. Dr. Initza, baie dankie dat jy hier vandag is by Kyk hoe en welkom. Baie dankie. Julle het 'n baie oulike skool hierso en ons is regtig bevoorreg om julle in die dorp te hê. Ag, baie dankie. Dit is goed om te hoor. Iets waaroor baie ouers bekommerd is wanneer dit daarmee te doen kry, is koors. Wat is koors? Wel, as jy nou per definisie daarna wil kyk, is koors 'n temperatuur bo 38 grade. Maar mense skrik vreeslik vir koors, maar dit is eintlik maar jou lyf se normale fisiologiese manier om met siektes te Beklei? te beklei, ekskuus vir die Engelse woord. Ja, so dis gewoonlik van korte duur en dis nie skadelik nie. Jou kind het nie 'n verhoogde risiko om dehydrasie of breinskade of enige koorskonvulsies te kry nie. En dit is gewoonlik as gevolg van 'n selfbeperkende virusinfeksie. Een belangrike ding wat ek net daar wil noem is enige koors in 'n kind onder 3 maande is belangrik. Okay. Want ons verwag dat 'n kind onder 3 maande nog beskerm word deur sy ma se immuniteit. So as jou kind nog so jonk is en hy kry 'n koors, is dit maar altyd belangrik om bietjie na die dokter toe te gaan en te gaan hoor wat gaan aan. Alright, en dan net maar sekerheid te kry dat daar is niks of as daar iets dit aan te spreek. Ja. Maak sin. Wat kan ouers tuis doen wanneer hulle kinders wel koors kry? So, algemene goedjies is moenie jou kind te warm aantrek nie. Sorg dat hulle genoeg vloeistowwe inneem. Dit is nogals belangrik en water. Ek sê altyd en dan rus. Mense raak altyd vreeslik bekommerd as die kinders slaperig is of hulle lê of dis eintlik goed vir hulle lyfies om bietjie te beklei en gesond te raak. Dan kan mens nou maar begin kyk na medikasie. So een belangrike ding wat ek wil noem is geen aspirien vir kinders onder 12 nie. Okay. Dit is baie belangrik. Dit kan 'n rare toestand, ek weet nie of jy al ooit daarvan gehoor het nie, Reye-sindroom veroorsaak, wat breinswelling en lewerskade kan veroorsaak. So dit is nogals belangrik om glad nie aspirien te gee vir kinders nie. Dan kyk ons maar na ons gewone medikasie wat ons almal van weet. Dis maar ons parasetamol, wat mens eintlik enige plek kan koop. Dit is gewoonlik omtrent so 15 mg per kilogram. Okay. En 4 tot 6 eerliks indien nodig. Okay, 4 tot 6. Yes. Okay, dit is goed om te hoor van die 4 tot 6, want baie ouers druk dit tot 6. En ek wonder soms, as jy nou begin sien na 4 ure, jou kind het dit dalk nou weer nodig, dan eerder vroeër gee as wat jy wag dat die koors weer opgaan. Ja. So, ek sê gewoonlik as 'n reël 3 keer 'n dag. Maar as dit nodig is, kan jy dit 6 eerliks gee, maar in uiterste gevalle wanneer dit regtig 'n krisis is, mag jy parasetamol 4 tot 6 eerliks gee. Dan die ander middel waarna ons ook kyk is jou Nurofen of jou ibuprofen, wat ons almal nou maar ken. Dis gewoonlik so 10 mg per kilogram en dis 6 tot 8 eerliks. Maar weer eens, mik vir 3 keer 'n dag. Indien nodig kan jy meer gee. Ja, so daai is maar die belangrikstes. En mens kan daai twee middels saam gebruik. Dis ook goed om te weet, want ek het ook gehoor daar is party wat mekaar so 'n bietjie afset wat mense nie veronderstel is om te doen nie. Ja, en mens kry deesdae kombinasies van middels wat dit albei in het, veral as jy bietjie die hoeveelheid medikasie wil beperk vir die kindertjies wat moeilik drink. Is nê. Ek wou vra oor aspirien, behalwe nou Disprin, is daar iets anders waarin aspirien sou voorkom wat ouers dalk algemeen in die huis het wat hulle nie dan nou moet gee nie? Behoort nie in enige kindermedikasie te wees nie. Dit sal meer in jou verkoue preparate wees wat eintlik vir groot mense is. So partykeer as mens nou laat nag desperaat is en jy dink wel hierdie werk vir my en ek's 'n groot mens, kan jy dalk daarna gryp. Ja, so dis die ander ding wat mense het partykeer net 'n Disprin in die huis en sê hulle dis al wat ek gegee het, maar ek sê maar altyd die winkeltjies by die garages, almal hou van Panado aan. Ja, so en as jy kinders in jou huis het, voel ek moet jy altyd ietsie. Dit is 'n botteltjie ietsie al verval hy
een of ander tyd. So, net die dosisse, dit staan gewoonlik op die botteltjies, min of meer 'n riglyn. So mense moet nou nie hulle vasstaan aan hierdie milligramme en wat ek gegee het nie. En ons het altyd 'n noodnommer waar as jy net wil raad vra, kan jy altyd bel. Dan die belangrike ding is koors. Medikasie moet gegee word om jou kind gemakliker te maak en om bietjie te help vir simptome, wat mense vergeet baie keer, dit is vir pyn ook. So dit gaan nie noodwendig net oor die koors nie, en ons gee die medikasie vir koors net bloot om 'n koors te onderdruk. Ons gee dit eintlik om die kind gemakliker. Soos op Nurofen lees het ek nou pertinent al 'n paar keer gelees, is ook vir inflammasie. Ja. En dit is belangrik. Dit het my herinner as ouer dat dit veg nie net die koors nie, dit help ook jou liggaam om die virus of wat ook al daar is te veg. En dit is belangrik om dit te besef. En dan ek hou van wat jy gesê het oor rus. Ek dink in vandag se lewe onderskat ons en misgis ons onsself met hoe belangrik rus net is. Want wanneer jy rus, dis nie net slaap nie, dis jy gee letterlik, ek praat met die kinders by die skool oor maagmannetjies. Jou maagmannetjies is jou fighters in jou lyf en dit gee vir hulle kans om net daai virus te veg in plaas van om jou te help loop en hardloop en dit ook. As ons na onsself kyk, as mens siek is jy wil lê, jy voel nie lekker nie. Dit is 'n klou wat mens kry as jou kind siek is, maar dit is nie noodwendig sleg nie. En kindertjies moet bietjie rus. So dit is ek is 'n groot voorstander van dit. Ek noem dit 'n reset. Nou met koors, wanneer moet ons dan nou 'n dokter gaan besoek? Wanneer is dit nou dringend? Man, ek sê gewoonlik jy kan 'n koors so 2 dae kans gee. As dit na 48 uur nog steeds nie draai nie, dan is dit goed om maar na die dokter toe te gaan. Enige belangrike goed soos uit die aard van die saak 'n koors-konvulsie, dit is 'n noodgeval. As jou kind ophou eet of drink of hy lyk gedehidreer, donker urine, daai slaperig sukkel om wakker te word. Ek praat nou nie net van gewone rus nie, maar regtig lusteloos en bleek en pap, en dan as ons kyk na respiratoriese simptome, as hulle vinnige asemhaling of borskas-intrekking het of dan is dit al te ver. Dan moet jy na 'n dokter toe gaan. En dan as daar vreemde veluitslag is wat mense oor bekommerd is, hulle kry, ek noem dit nou net, soms met virusinfeksies kry kinders 'n veluitslag, maar ek dink tog dis vir my maklik om te sê dit is net niks nie, maar mens moet maar eerder dan as daar ander simptome by is, dokter toe gaan. En dan as jou kind onophoudelik huil sonder dat jy hom kan troos, het hulle gewoonlik pyn iewers, en as hulle sieker word en as jy bekommerd is, 'n ma se instink is baie belangrik. So ons is geleer luister na wat 'n ma sê. Dit is belangrik, want 'n ma weet as daar iets nie lekker is. So ek dink wat jy nou daar sê, as dit net koors is en jou kind slaap, dan kyk bietjie waar dit gaan, maar as die simptome optel en ons baie meer en jy begin bekommerd raak vir jou kind se veiligheid eintlik dan is 'n dokter se opinie en raad. Dit is altyd moeilik as mense bel. Ek sal altyd vra, is daar ander simptome by betrokke? Want sodra daar ietsie anders is, as dit letterlik net 'n koors is, kan jy 'n bietjie dit uitwag en kyk, maar sodra daar ander simptome by is, dan moet mens maar loer. En ek sê altyd jy kan eerder jou kind 5 keer onnodig bring. Ek weet dit is nie so maklik soos dit nie, maar as wat jy hom 1 keer bring wat jy actually moes en dan nie dit gedoen. Jana. Dan hoe kan ons dehydrasie voorkom? Jy het dehydrasie daar genoem en wat doen mens rondom dit? Dehydrasie ontstaan gewoonlik as jy jou vloeistof en jou elektrolyt balans nie voldoende aangevul word. So dit kry mens maar gewoonlik met 'n akute gastroenteritis, gewoonlik maar met naarheid en braaking en diarree. Soms kry jy net die een of die ander een. Dit begin meeste van die tyd eers met 'n braaking en dan so dae wat later begin die diarree. So belangrike goedjies om vooruit te kyk, weer eens, dis al gevaartekens is ons praat van die veltergord, dis 'n elastisiteit. So as jy die velletjies so knyp en hy gaan nie mooi terug nie, dit is 'n gevaarteken. As jou kind 'n droë mond het of nie baie urineer nie of huil en daar's nie trane nie of baie lusteloos is of ingesonke oë. Dit is nogals belangrik om dan maar al by die dokter te gewees het amper. Die belangrikste medikasie, al gee jy niks anders nie, is volg. En nie net water nie, mens moet jou elektrolyte ook
aanvul. Op die boekie wat mens kry, jou Road to Health boekie, is daar 'n mengsel wat mens kan aanmaak. So dit is altyd daar en dis goed wat jy in jou huis het. So dis 'n liter water wat gekook is en afgekoel is. So om dit te steriliseer, om seker te maak, daar gaan nie nou nog 'n bakterie in nie, ja. 8 teelepeltjies suiker en 'n halwe teelepel sout. Partykeer sê ek is om vir mense om 'n sakkie rooibos tee of ietsie by te gooi. Ja. En dis 'n goeie vir altyd, maar dit is 'n goeie iets om te gebruik as jy niks anders in die huis het nie. En dan kan mens natuurlik mos nou sakkies koop by die apteek wat jy kan aanmaak. En al gee jy niks anders nie, geen medikasie nie, as jy net vir jou kind bietjie vloeistof gee. Die groot ding is mense raak angstig want jy sien jou kind lyk pap en hy hou aan met braak en dan gee mens massiewe hoeveelhede vloeistof op een slag. So daai kom net En dan, so. ek wil nou net sê, ja, dit irriteer die maagie dan. Ja. So as jy dit dan met 'n druppertjie of 'n spuit of 'n teelepeltjie, bietjies kort. Ons gee medikasie gewoonlik om die braaking te stop. Want as jy aanhou braak, kry jy niks teruggesit nie. En die diarree, daar is medikasie wat mens daarvoor gebruik, maar dit gaan nie onmiddellik stop nie. Maar dit kan mens hanteer soos dit aangaan. Al is jou kind nie lus vir eet nie, al is hy nie lus vir drink nie, jy moet hom maar 'n bietjie dwing. Maar die braaking kan 'n krisis raak. As ons nie voeg terugkry nie, dan boer ons agteruit en dan Ek dink altyd aan die ou vrou storie of die resepte van hoendersop ook. Ek dink wanneer my kinders siek raak, die eerste ding wat ek doen is ek gooi 'n pakkie hoendervlekkies daar in 'n pot met 'n paar groente en goeders, want dis ook vloeistof. Ja. En daar's ook voedingswaarde in. Dit soos as jou kind nou, as jy kan agterkom hy wil nie eet nie, sy nou nie 'n choppie of steak of 'n stuk kos wil eet nie, wat niemand wil doen as jy siek voel nie, dan is 'n hoendersoppie regtig 'n baie goeie ding en 'n maklike ding om te kan doen om te help aan weer die immuunstelsel opbou ook, maar ook om vloeistof en voedingswaarde in die lyfie te kry terwyl hulle siek is. Yes, 'n belangrike ding is mens moet onthou jou kind het jou normale daaglikse behoeftes van vloeistof nodig. Ja. So as hy nou siek is, gaan dit nou nie weg nie. So jy moet dit aanvul en dan elke keer as jou kind braak of as hy diarree het, dan moet jy daai bietjie ook aanvul. 'n Grove reël is omtrent so 10 mg per kilogram. En die klein oudjies, as hulle nou groter raak dit bietjie baie vloeistof, maar dis net so min of meer as jy kan dit probeer aanvul. Dit is Oor dehydrasie. Ja. Ons het reeds gesels oor koors en infeksie. Wanneer moet 'n kind antibiotika kry? En my kind altyd antibiotika kry met alle infeksies? Die antwoord is nee. Fantasties. So dis baie algemeen vir kindertjies, jong kindertjies om gereeld verkoue te kry. En ek weet mense raak nogals moedeloos as jou kind aan mekaar siek raak, maar 8 tot 12 episode se jaar is eintlik heel standaard. En dit is maar omdat hulle immuunstelsels nog ontwikkel en met elke blootstelling raak dit bietjie sterker. Ja. So dit help nie om jou kind by die huis te hou en weg te hou van alle kieme nie. Iewers gaan dit hom inhaal. So ek verstaan as mens klein kindertjies het, ek sien baie ma's wat baie moedeloos raak want dit raak bietjie rof op 'n koel, maar dit is eintlik goed vir die kinders en is meeste van die tyd virusinfeksies wat selfbeperkend is. So ons het mos nou al nou genoem van die simptome wanneer jy met dokter toe gaan en as dit langer as 2 dae aanhou, dan as jy nou by die dokter kom, is dit nie noodwendig nodig dat jou kind altyd antibiotika kry nie. Antibiotika help nie vir virusinfeksies nie. So dit is wel vir sekondêre bakterieële infeksies nodig en jy as ma gaan nie noodwendig weet wat dit is nie. Ja. Maar dit is belangrik dat mense moet dit verstaan. Ek probeer altyd nogals mooi te verduidelik dat dit nie noodwendig nodig is nie. Die ander ding is, dit help nie om vir jou kind antibiotika te gee om te keer dat hy siek raak nie. Nee, want as ek nou reg verstaan en jy is nou dokter sê my kan help, antibiotika breek ook jou immuunstelsel af. So hy veg die bakterieë en die maagmannetjies. Yes. So nou is die bakterieë dood na die virus, kom ons sê nou, ek praat nou virus en bakterieë, maar nou is die virus dood na die antibiotika, maar die maagmannetjies is ook minder. So nou kom virus nommer 2 en nou is die maagmannetjies minder, so hulle sukkel nou om te fight teen virus nommer 2 en so boer die ou soldaatjies agteruit. Ja. So wat ek as ma
hard probeer doen, harder as medikasie, as ek probeer hulle immuunstelsel opbou met goeie kos, baie min sweets en suiker, regtig dit word baie beperk, en dan ook wanneer ek agterkom daar is iets aan die gang, as daar 'n snotneus of iets is, probeer ek die snotneus target, ek probeer dan rus of soutwater spoel, goeders wat die bakterieë wegkry, in plaas van om op die ouend ook die goeie mannetjies weg te vat. Ja. So as jy nou aanhoudend antibiotika kry, beteken dit nie jou kind gaan minder siek raak nie. Beteken net daai een keer se siek is nou verby, maar die volgende een is op pad. Ja. So die ding is, mense kry virale infeksies en dit kan, jy kan, omdat jou immuniteit 'n bietjie af is, kan jy makliker 'n sekondêre bakterieële infeksie kry. Maar dit gebeur nie altyd nie. Okay. Kinders kry dit algemeen, so mense voel so half hoekom gee nie nou maar net die antibiotika en kry klaar nie. Maar dit is waar jy kry dat kinders 2 kursusse antibiotika kry, want die eerste een het niks gedoen nie en dit was onnodig. So as mense Dit was net onnodig, maar het skade gedoen. Ja, dit ook. Ja, so as mense dit net wil verstaan, ek weet dit is moeilik om jou kind, jy het nou jou kind gebring en dan 3 dae later dan moet jy hom nou weer vat. Maar ek vra maar gewoonlik, kan ons net 'n bietjie wag en bietjie kyk, ek sal enige tyd weer loer. As dit regtig 'n krisis is, gee ek baie keer 'n voorskrif vir antibiotika om net te hou. En baie keer is dit nie nodig om dit te gee nie. Nee. So, En siek word is 'n algemene ding onder kinders, of jou kind blootgestel word aan siektes en of jy hom eers verlang weerhou, hy gaan siek word. Dit is deel van immuunstelselbou, dis deel van weerstand bou. Ek dink altyd dan net omdat ons lewe beteken nie die lewe gaan maklik wees nie, daar gaan uitdagings ook wees en deel van die praktiese deel daarvan in die lewe is siek word. So jou kind gaan siek word, maar hoe jy hom gaan weerstandig maak teen daai siekte is belangriker as hoe jy daai onmiddellike siekte gaan beveg. Ja. Iets anders wat ek net daar kan noem wat belangrik is om, ons het nou gepraat van die mannetjies, ek praat sommer van die goeie goggas. Yes. So dit is baie belangrik om 'n probiotika te gee saam met antibiotika. Gewoonlik 'n uur of 2 voor of na die antibiotika, anders kanselleer dit mekaar weer uit en dan gewoonlik dubbel die tydperk wat die antibiotika voorgeskryf is, maar dis iets wat mens eintlik maar elke dag Ja, want die gat is op die ouend waar die mannetjies is en waar hulle fight. Ja, en wanneer jy antibiotika kry, asseblief gee dit volgens die tyd wat dit voorgeskryf is en voltooi dit. Okay, verduidelik hoekom, dat ouers kan verstaan. Man, dit is 'n maklike manier te verduidelik. As jy nie dit op die antibiotika te half leeftyd, wat ons nou praat in medikasie, dis hoe lank dit vat vir die medikasie om gemetaboliseer te word in jou lyf. So, as jy oor daai tydperk gaan, of jy vat te lank voor jy die volgende dosis gee, dan kry die goggas, ek sê sommer dan slaap hulle net, hulle maak hulle nie dood nie. En dan is dit wanneer mense begin weerstandigheid kry teen organismes. So jy wil sekere hoeveelhede medikasie in jou bloed hê, konstant om daai bakterieë dood te maak. En as jy dit nie doen nie, dan maak jy ook dat jy in die toekoms nie so maklik respondeer op sekere antibiotika nie. En dit is ook baie scary, want dit gebeur baie op die stadium. En dit net, ek kan dit ook nou dalk noem, ons het ander dag 'n praatjie gehad met microbioloog in George. Oor die algemeen begin ons baie weerstandigheid te kry teen antibiotika en dit is nogals angswekkend om te sien wat se infeksies mense in die hospitale het en wat se antibiotika, ons gaan iewers 'n probleem hê, nie meer antibiotika hê nie. So hulle het ook daar beklemtoon dat dit regtig net uitgegee word vir bakterieële infeksies. Ek is met back to basics. Ons moet leer om weer te rus. Leer om weer goed al die en nie verskoon die Engels maar fast food te eet nie, maar tyd te neem met ons kos en die kos te maak sodat daar opregte voedingswaarde is. Ons moet net weer soos wat ons gemaak is optree. En daar's baie opinies oor immunisasie. Verskil jou opinie as ma oor immunisasie teenoor dit as jy as 'n dokter? Nee, definitief nie. Ja, daar word baie deesdae oor dit gepraat. En die kort antwoord is nou maar net, moet ek my kind immuniseer? En ja. Dit beskerm ons kinders teen gevaarlike siektes en ons sien deesdae al hoe meer kindersiektes. Party siektes wat ek van geleer het as student wat ons nooit gesien het nie, wat nou weer kop uitsteek. En bloot omdat mense al hoe minder immuniseer. Dit help met jou kindsimmuniteit, dit help met, ons praat van tropimmuniteit, so dit is regtig belangrik en daai middele word
baie goed nagevors en daar's wetenskaplike studies en dit gaan deur baie prosesse voordat dit gebruik word en die voordele weeg verreweg swaarder as enige potensiële nadele of risiko's daaraan verbonde. Die van die opinies wat ek nou al gehoor het is dat die intensie met immunisasies is nadelig, die intensie self. Maar my redenasie daarvan is dat dokters gaan swat medisyne omdat hulle mense wil help en so dieselfde met microbioloë en die mense wat die immunisasies navors en vir ons daar buite kan sit. Hulle doen dit nie vir enige ander rede as dat hulle harte is om mense te help nie. Ek dink mense se basiese instink is om jou medemens te help, is om jou medemens lief te hê en daai mense se gawe van God. Dat dit is nie iets, medisyne is van God. En hy het dit op buite gestel en ek dink dit is belangrik om te weet dat mense soos jy, wat kinders het, wat met mense werk, se hart is om mense beter te maak en nie in te doen nie. So ek dink as mens verby die idee kyk van trop immuniteit, as jy gaan kyk siektes soos measles, dit kan jou kind blind maak. Ek bedoel sekere siektes kan jou kind doodmaak. So die hele rede met immunisasie, dink ek moet jy sien om jou kind te beskerm. Dit is maar ek dink is baie belangrike deel as ouer. Laaste, met die oog op Desember vakansie, lekker lig en hopelik so, wat moet ons as ouers in die mediese tassie altyd hê? Okay, ek gaan nou sommer die medikasie op hulle name noem, maar weet almal waarvan ons praat. So as jy kyk, eerste ding sal ek sê kyk na koors en pyn. So dan kan jy nou kyk na jou gewone Panado of Calpol of Empapet, dis mos nou die setpilletjies. Dit is lekker om 'n setpilletjie te hê want dit werk vinnig. En partykeer as jou kind praat of hy kan nie medisyne neem nie, is dit 'n goeie ding. Dan sal ek altyd sê nog 'n tweede middel. So jy kan kyk na jou Nurofen, jou Brufen of 'n ander klas is jou Ponstel. So daai jy moet of die een of die ander een gee, maar jy kan dit saam met jou Panado gee. So dis altyd lekker om so net so 'n verskeidenheid te hê. Dan as jy begin kyk na 'n loopneus of 'n verkouerigheidjie, ek hou nogals van Synepret. Dis 'n stroopie vir dit. Dit help bietjie om die sekresies op te klaar sonder om dit taai te maak. En kinders wat sukkel met ore, moet asseblief nie opdroog medikasie vir hulle gee nie. En dit sal nou wees? Soos jou Corix of jou Flupains of enige van daai verkoue goed wat mens gewoonlik maar kry by die apteek as jou kind begin siek raak, jy het vroeër ook genoem van 'n Cylon neuspuit. Stereomar is 'n baie lekker enetjie om te hê en ek sê altyd hou net die goed aan die gang. Spoel net daai kieme uit, laat dit net nie daar bly lê nie want dan kry dit makliker sekondêre infeksie. Ek het nou my 3-jarige geleer om dit te doen. Dit het nogal wonderlik. Nee, dit het baie oortuiging aan sy kant gekos en hy het ons het bure wat se seun wat ouer as hy is en hy kom speel gereeld by hom en sy boetie en dit hy altyd gesê nou sy groot soos Armand. Hy doen nou dit. Dit werk nogals as hulle dit self doen, want anders is hulle partykeer bietjie wil dit nie regtig hê nie, maar dit werk goed. Dan 'n hoestropie, 'n Prospan is 'n goeie jammer all-rounder vir die Engelse woorde tussenin of vir bronkies, 'n antihistamiin is altyd lekker as hulle dalk 'n allergie het of selfs vir 'n loopneusie nou en dan. Dan het ons nog gepraat oor diarree, naruitbraking. Dit is belangrik as jy maar 'n sakkie rehydrasie van soorte kan hê. Ietsie vir diarree, jou Tesectin sakkies of Hydrasect of Gastrotan, dis alles sulke sakkies wat jy aanmaak. Hoekom ek van daai goed hou is dis nie soos 'n Imodium wat jou weer gaan hardlywig maak nie. Dis die ding. Dan sukkel jy weer met 'n tweede krisis. Daar een wat jy genoem het, ekskuus, Tesectin of wat sy naam. Hy is ook 'n probiotic, nee. So jy kry ene wat 'n probiotika by het. Ek het nogal gedink. Ek het hom al gebruik vir van een van my kinders en dit was fantasties om te lees van die probiotic. Want weer ook as jy gastro het of 'n loopmaag, weer jou maag kry by 'n skade en baie van daai goeie mannetjies gaan weer uit so as jy hulle weer kan ek sê gewoonlik ook om Rotarina by te gee. Nee, dit as jy al gee nie, dit help dit al klaar vir jou verseker. Dan naait ons wil nie regtig naarmedikasie vir kinders gee nie. Kinders kan nogals nuwe effekte kry van jou gewone naarmedikasie. So ek voel altyd jy moet dit beperk tot wanneer hulle regtig braak.
Anderster is dit amper nie nodig om vir hulle iets te gee nie. En dan as 'n kind braak, help dit nie om vir 'n stroopie te gee nie. So so gewoonlik dit is nogals 'n lewensredder as jy van daai pilletjies het wat jy onder die tong sit. Mens moet dit nou maar net die dosis aanpas volgens die ouderdom, maar dit word direk in jou bloedstroom opgeneem. So dit werk die vinnigste en is ook die veiligste middel of jou Veloid pilletjies kan werk. Dan ietsie vir krampe, Buscopan, Scopex, dit is net baie sleg. Die kinders dit is baie sleg. So jou gewone koors en pynstropies help ook vir pyn. Okay. Maar daai is nou uit en uit vir maagkramp. Yes. Dan weer die ander kant, hartlywigheid. Ja, dit kan ook nog 'n krisis wees. Mens kry, jy kan jou glyserien setpilletjies of daai goed hê of dan 'n goeie ietsie is Laxet, laktelose. Jy kry dit in verskillende forme. Dis veilig en dit maak nie jou darmlyn nie en ja, dit smeer net lekker die darm dat dit mooi sag is die stoelgang. Dan ietsie vir wonde. Ja, natuurlik. Dis iets wat ons almal gewoonlik aan dink. Ons dink nie aan al die ander goed wat jy nou genoem het. Wonde, 'n Bacterban of 'n antibakteriese salvie is altyd 'n goeie ietsie om te hê. Dan ietsie vir 'n allergie of 'n veluitslag of 'n bytplek, soos jou Antizan of selfs 'n ligte kortison salvie. Mylocort en dan natuurlik skoonmaakgoed, daai Hibitine, daai pink goed wat ons gewoonlik gee of Savlon. En gasies, want watte plak aan wonde vas. Ek het dit nou al 'n paar keer gehoor, nee, en dan sukkel dit is en dit veroorsaak baie trane. En dan pleister natuurlik. Dan as jy ver weg gaan in die woondes kan jy dalk jou dokter vra om vir jou antibiotika voor te skryf wat hulle dan nou net nie aanmaak nie. Okay. Mense, dit is maar net moeilik as jy op 'n vreemde plek is en jou kind kinders raak vinnig siek. So ek sê maar altyd bel maar en vra maar wanneer moet jy dit gee, maar dit is tog net lekker as jy ver van alles is om net so ietsie te hê vir daai noodgevalle. Sure, dis omtrent 'n lekker lang lys. Ek sal seker maak dat ons dit vir die mense uittik dat hulle dit kan lees aan die einde ook. Baie dankie dat jy saam met ons geluister het na hierdie inspirerende gesprek met Dr. Enitza Martens. Dit is altyd bemoedigend om te hoor hoe gesondheid en gemeenskapsorg hand aan hand kan loop. En hoe belangrik dit is om na onsself en ons gesinne om te sien. Ons waardeer jou tyd, Dr. Martens, en die wysheid wat jy met ons gedeel het. Aan al ons luisteraars, by Kyk Kleuter Akademie glo ons dat gesonde kinders die fondamente lê vir 'n gelukkige leer en 'n blink toekoms. Mag hierdie gesprek jou herinner om nie net jou eie gesondheid nie, maar ook die van jou kinders en gesin eerste te stel. Onthou om weer in te skakel vir die volgende episode van Kyk hoe praat ons, waar ons saam verder dink, leer en groei. Tot dan, bly gesond, sorg vir mekaar en koester die jong harte wat aan jou toevertrou is.